Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons. Ons glo jy gaan 'n amazing diensbelewenis hê saam met ons. Voor ons aangaan wil ek vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak en ek wil vir jou lees wat staan in die woord daaroor. Ek lees vandag vir julle wat staan in Filippense 4 vers 19 en dit sê die volgende: And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Hierdie is 'n amazing vers en 'n amazing belofte waaraan ek en jy kan vashou as dit kom by God se voorsiening. Ek en jy weet, God sorg vir ons en hy sal nog altyd vir ons voorsien. Daarom kan ons vandag 'n bydrae maak uit dankbaarheid uit, want ek en jy weet as kinders van die Here, ons kry genoeg by die Here, maar ons kan dan ook gee, want ons is geseën deur hom. Mag jy vandag gee met 'n goeie hart van blydskap en weet dat jou bydrae 'n groot verskil maak in die koninkryk. Daar's verskeie maniere hoe jy kan gee en dit verskyn nou op die skerm. Kom ons kyk saam na ons familienuus. Street Store is giving a dignified shopping experience to the underprivileged. What I mean by that is Street Store isn't just a clothes drive where we hand out clothes. We invite the underprivileged into a store where they can pick the clothing that they want to wear. Through the use of a massive team of volunteers, we give the underprivileged an opportunity to share their heart and share their story. And we need you to make this day possible. On the 30th of May, Street Store is happening in 2 locations, here at Klippheuwel and here in Boston, a few blocks away from downtown Belleville. We need clothes, not just any clothes, not clothes in bad condition, but wearable clothes that you could give to someone as a blessing. So, would you provide us with any sort of clothes that might be hanging in your closet right now, but isn't being loved the way it should be? And then secondly, we need volunteers to make this day a success. Our volunteers fulfill 5 roles. Number 1, we need ushers. This is what makes Street Store a success. It is walking with a customer through the store and hearing their story, hearing their heart, and helping them find the correct clothing. Number 2, we need store assistants. Now, before you switch off when it comes to human contact, don't be afraid. You don't have to be that person that constantly spends time with people. This is all about people. But for that to happen, we need someone to stock the shelves and sort clothing throughout the day. That's what the store assistant does. Number 3, for the last few years, Street Store has done more than just provide clothes. We also provide food for the customers. If you are passionate about making food and serving food, this is for you. Number 4, this is probably one of the most important volunteer positions for the day. We need a prayer team. This is for people that will be praying with customers on the day. If you feel like you have the ability to pray and the confidence to pray for other people, we need you as part of this team. Number 5, for the day to run smoothly, we need security. And it may sound a little rough and tough at first, but we need someone to interact with our customers as they stand in line waiting to get into the store. More than that, we need to keep the flow regular and controlled. If you don't mind being rough and tough, as well as carrying a whole lot of love in your heart, join the security team. Sondag 19 April begin ons met 'n nuwe reeks tydens ons oggenddienste. Compelled by Compassion. Encounter, Embrace, Engage. Kom vind uit hoe een ervaring met Jesus verskeie lewens kan aanraak. Jesus sê, "My sheep listen to my voice. I know them and they follow me." Hoe luister ons na God se stem, praat met en saam hom? En overheard gesels ons oor al hierdie en nog meer. Hallo almal, my naam is Jacques en ek is deel van die Divorce Care span by Dr. Douwe in Tygerwil. Vir my het die kursus baie beteken in my persoonlike lewe. Toe ek deur my egskeiding gegaan het, was dit die donkerste tyd van my lewe. Die trauma waardeur jy gaan, die angs, die woede, die teleurstelling, die skaamte wat jy het. As jy so voel, skakel in
by die volgende kursus wat afskop op die 22ste April. The Voice is 'n 14-weke kursus met fasiliteerders en ondersteuningsmateriaal in die vorm van 'n DVD en 'n werkboek wat elke onderwerp behandel en dan word daar geleentheid gegee vir groepsbespreking. Dit begin Woensdag 22 April om 6:30. Die koste is R350. Dit sluit jou werkboek, lekker koffie en 'n ligte snack in. Kontak vir Liesel Kotse vir meer inligting of registreer op Church Suite. Jy kan jou parkeerkaartjie betaal met die SnapScan of Zapper apps, of jy kan gebruik maak van die nuwe kaartjielose stelsel Admit. Laai net die Admit app af op jou foon, registreer jou voertuig se nommerplaat en kies hoe jy wil betaal. Die boom sal dan outomaties oopmaak wanneer jy in of uit wil ry, sonder dat jy 'n kaartjie hoef te neem. Okay, so vanoggend is ons so tussen 'n reeks, volgende week skop ons af met 'n nuwe reeks. Ek wil regtig hê met dit kom bywoon as ons gaan praat van compelled by compassion, maar vanoggend toe ek in die week stil word oor hierdie gedagte, die Here my vat nie na dit toe en dit is so amazing terwyl ons worship besef ek dat die Here het 'n plan met ons. Rian was die hele week met verlof, so ons het glad nie gesels nie. So hy het eers daar in die verte die stem van die Here gehoor en ek het hom hier gehoor in hierdie omgewing. So die Here is oral. Daniel wat eintlik so mooi praat van Psalm 100 is presies waaroor alles vanoggend gaan. En ek dink as ons hierdie goed bymekaar bring, dan sien ons hoe die Here net praat, né? Die Here net praat. So hoor vanmôre dit. Die Here sê vir my, Ria, nie deur mag nie, maar deur my gees. Hier's 'n vraag vir jou. Wat as die grootste rede vir jou frustrasie is dat jy probeer doen wat net die Heilige Gees kan doen? Wat as die grootste rede hoekom dinge nie vir jou uitwerk en hoekom jy angs beleef en vrees beleef en frustrasie beleef is, omdat jy dinge doen wat die Here vir jou sê, die Heilige Gees sê, maar ek kan dit doen. Sien, as ons daar begin, dan is dit asof ons baie keer beter verstaan, nie deur mag nie, of deur krag nie. Die Here sê, maar deur my gees. Dis wat ek doen. Vir jou. Ons leef in 'n wêreld vol vermoë. Weet julle, as jy nou net kyk net om jou heen. Jy sien slim mense, hardwerkende mense. Jy sien mense met visie. Nou verlede, so 2 weke terug, was ek so by 'n hulle noem dit die Panache Awards Ceremony vir Women of Worth and Men of Valor. En ek sit tussen daai groepering van mense daar in die stad en dit is 'n klomp. Ek kyk so om en ek besef, weet jy wat, hier is slim mense wat hier om my sit, nê? Want ek bedoel, jy ouens kry awards vir, man, daar was mediese dokters, daar was akteurs, aktrises, daar was tot 'n minister gewees, daar's ouens wat besigheid van niks af opgebou het tot 'n magtige besigheid, jy weet, en ek sit daar en ek dink myself, ja, maar hier's mense met visie. Hier's ouens wat goed kan doen, hier in die stad, as jy net tussen die slimmes van die slimstes, jy sit so tussen hulle, en jy besef, hier's regtig, mense met vermoëns, terwyl ek so sit, as die Here vir my sê, that's amazing, vermoë wat elke mens het, maar dis nie genoeg nie. Die Here het ons nie net gemaak met vermoëns en ons daar gelos en gesê, goed Rian, ek het vir jou sekere abilities gegee en gaan leef die lewe nie. Hy sê vir my, maar weet jy wat, verstaan iets, daar's meer as net menslike vermoëns. Dis goed om dit te sien en met raak te sien, as jy iemand is wat vanmôre hier sit en die Here het jou geseën met 'n klomp vermoëns, prys hom daarvoor. Maar solank ons verstaan, die vermoëns is goed, but there's something more. Daar's nog iets wat eintlik kort in dit. En dis waar ons vandag gaan praat, hoekom God sê, nie deur mag nie, maar deur my gees. Verstaan? Want deur mag gaan dit oor my ability, deur mag gaan dit oor my vermoëns, deur mag gaan dit oor dit wat ek kan vermag in die krag, in die intellek wat hy my gee. Hy sê nie net deur mag of krag nie, hy sê maar deur my
Gees. En ek hoor die heeltyd vanmôre en ek hoop jy hoor dit. Ek het Sondag daaroor gepraat met Paasfees. Die prentjie van waar jy jouself sien nog, miskien in jou eie abilities of jou eie foute of jou eie goedjies wat jy doen, jouself nog so 'n bietjie in Adam vind, maar die waarheid is, sien jouself in Christus. Dis 'n prentjie van God in jou, die volheid van God in jou wat jou in staat stel om soveel meer te kan vermag as wat jy dink jy kan. En ons dink ons kan en ons kan. Ek bedoel, as ek daar sit by daai awards en almal kry 'n trofee en ek sit en luister na elkeen se storie, ek moet sê dit het baie lank aangegaan. Ek het eers 10:30 het ek 'n kansie gekry. Toe sit almal in slaap al. Daar, jy weet, 10:30 die aand praat ek. Ek sê toe maar vir hulle so verleë, ek werk môreoggend want dit is goeie Vrydag, ek preek. So 3 gelag. Die res het geslaap. Maar die prentjie is vermoënde mense wat vermoënd is. Ek dink vandag wil die Here ons vat op 'n journey om te ontdek die krag wat ons is. 'n Prentjie van ons vermoë teenoor God se vermoë. En weet jy wat so amazing? God se vermoë staan nie een kant daar en hy kom met so nou en dan oor en dan kom bless hy jou nie. God se vermoë is in jou. Maar ons wil baie keer alles doen en vermag uit ons eie vermoë uit. Amper sê, Here, dis great. U is in my, maar wag, staan net so 'n bietjie op sy dat ek net hierdie ding uitsorteer. Want ek weet, ek gaan hierdie ding kan doen. So die Here sê maar, you've got my ability. Jy het my gees in jou. So ek wil vat na gedeelte toe in Sagaria 4 vers 6 in die Afrikaanse 83 vertaling skryf hy so. Hy sê, dis nou Sagaria praat hier met Serubabel. Hy sê, toe sê hy, die engel nou vir my, dat ek vir jou boodskap moet gee, toe sê hy vir my, hier is die boodskap van die Here aan Serubabel. Sê vir hierdie ou die volgende. Nie met mag of krag sal jy slaag nie, maar deur my gees, sê die Here die Almagtige. Nou moet jy die storie verstaan waar hierdie vandaan kom. So, die volk is in gevangenskap, die Bybel praat van ballingskap, en ons verstaan wat is gevangenskap, hulle is gevangene, en nou kom hulle terug, en die Here sê vir Serubabel, jy gaan die tempel, is nou die tweede keer wat die tempel herbou word, jy moet die tempel kom herbou, sodat my volk wat terugkom, 'n plek het waar hulle my kan kom aanbid. En nou sê hy vir hierdie ou, jy moet dit kom doen, en die probleem is, Serubabel hoor die woord en dink, Here, het jy gesien hoe min geld is aan die bank? Here, het jy gesien hoe, daar is nie eers baksteen of klip of sement nie. Daar is nie eers mense wat, ons het geen hulpbronne nie, ons het eers mense wat wil help nie, inteendeel, die ouens om ons is in teenstand met ons, hulle is vyandig, hulle wil nie hê ons moet hierdie tempel bou nie, en die ander prentjie wat daarmee saamgaan is, my mense, hulle is so ongeïnspireerd. Amper soos 'n bloubol op 'n Saterdagoggend. Hulle wil niks weet nie. Hierdie ouens. Luister, hulle wil niks weet nie. En nou sê u vir my, dis maklik, al wat jy moet gaan doen, sê die Bybel, gaan bou hierdie tempel. Maar dan kom die woord. Nie deur mag of geweld of krag, nie jou mag of krag nie, maar gaan bou hierdie tempel deur my gees. Jy sien, daar's iets anders wat ek wil sê 'n ander vermoë wat die Here vir jou gee en jou in staat stel. Hy sê, maar partykeer kan jy goed doen uit die vermoë wat ek vir jou gee om goed mee te doen. So gaan tap into that power. Gaan haal krag daaruit en gebruik dit om jou eie vermoë gaan mee, ek wil sê amper bekragtig, so jy dit kan doen. So dit gaan nie net op jou eie krag nie, sê hy vir hom, maar jy gaan dit reg kry deur my krag, want in sy oë, in menslik gesproke, was die taak wat die Here vir hom gegee het onmoontlik. Wie van julle het al voor dit ding gestaan en gedink, ek moet hierdie ding doen, dan dink jy, maar dit is net onmoontlik, this will never work. Ek gaan hierdie reg kry nie. Here, die deadline is te gou. Here, die mense is te lui. Here, die geld is te min. Here, ek weet nie ons hierdie ding gemaak het. Kom ons praat daaroor, Here. Menslik gesproke is dit onmoontlik wat u van my vra om te doen. Sê die Here, yes, ek weet. Maar ek vra vir jou, ek sê vir jou, nie deur krag of mag nie, maar deur my gees. Dood. Jy sien, daar's 'n verskil tussen wie jy dink jy is, met ander woorde net jou vermoë, en wie God sê jy is.
nee, sy vermoë in jou. Daar's 'n verskil. En hierdie twee partykeer, dis waar ons die frustrasie beleef, dis waar ons die spanning beleef. Want wie God sê ek is en wie ek dink ek is, partykeer die twee kom nie lekker by mekaar uit nie, want ek wil die hele tyd sê, maar Here, dis great, maar dit is nie wie ek is nie. Here het vir Dawid gesê, toe hy 'n klein seentjie was, wat sy by die vee opgepas het van sy pa, het die Here gesê, ek salf jou tot koning, alhoewel daar reeds 'n koning was. Verstaan? En Dawid kon gesê het, ja Here, dis great, maar dis nie wie ek is nie, ek's 'n skaapwagter. Here, ek is 'n herder. En die Here sê, maar dis my woord oor jou, en God se woord oor hom is, dat ek wil hê, jy moet hierdie volk gaan lei. Dis onmoontlik, hy staan voor 'n reus, hoe is dit moontlik? Here, check hierdie ou is groot, hy's huge. Dis menslik onmoontlik. En julle ken die storie verder toe, 'n klippie, tref daai reus, val op sy neus. Ja. Hoor gou hierdie, ek het dit kort opgesit want jy ken dit. 2 Korintiërs 5:17 sê, jy is 'n nuwe skepping. Hy sê die ou dinge verby gaan, nuwe het gekom. Die Here het jou 'n nuwe skepping gemaak. Jy is 'n nuwe skepping. En dieselfde Filippense 4:13, dis sy woord oor jou. Jy is tot alles in staat deur Jesus Christus wat jou die krag gee. Dis God se woord. Nou hierdie is nie net dis identiteitsuitspraak. Hierdie is nie net motiveringsspreuke nie. Hierdie is nie net goed wat ons sit in 'n motivational speaking scenario en sê, hoor vandag wie is, en almal sê dit saam. Sê saam met my, ek is tot alles in staat, en almal sê dit, en ons is gemotiveerd, ons stap hier uit. Dis nie wat dit is nie. Hierdie is 'n identiteitsuitspraak. God sê, dit is wie jy is. Dis hoe ek sien jy is. Jy is tot alles in staat, en alles, ouens, sluit in elke ding wat jy 'n vraagteken op sit, elke ding wat jy in die aand oor wakker lê, elke ding wat jy angstig oor raak. As jy dink aan jou besigheid en jy dink aan die groot projekte waarmee jy besig raak en jy raak angstig, dan sê die Here, jy is tot alles in staat. Deur Christus se krag wat in jou is. Jy is tot alles in staat. Sê die woorde vir jou, jy sê miskien vir my vanoggend as jy sit, Rian, maar weet jy wat, ek is nie goed genoeg nie, of ek weet nie of ek kan nie. Ek weet nie hoe die goed gaan uitwerk nie, ek weet nie hoe die goed gaan uitspeel nie, ek weet nie waarmee ek besig is, hoe die uiteinde van die saak gaan lyk nie, ek het gehoor, ons moet hierdie ding doen, en ek stres bietjie daaroor, as ek nou eerlik moet wees, so ek is nie seker nie. Moenie na jouself kyk nie, kyk in God, hoe God na jou kyk. Kyk na God in jou. Sien jouself raak soos wat God jou sien. Sê, Here, hoe sien U my? Die Here sê, Rian, is eenvoudig, jy is 'n nuwe skepping. Alles het nuut geword. Die ou dinge is verby. Ek het jou nuut gemaak. Jy is 'n nuwe mens. En in hierdie nuwe mens, hierdie nuwe identiteit wat jy leef, wil ek vir jou kom sê, kan jy alles doen. As jy tot alles in staat. Dis wat hy vir ons sê. So die tweede punt, as jy hom nou verstaan, en ons beweeg na die tweede punt, hoor dit, hoekom is ek tot alles in staat? Hoekom kan ek staat maak op hierdie uitspraak wat God oor my lewe gee? Want die Heilige Gees is jou bron. Verstaan jy, ons moet gaan vra, maar waar is ons bron, en wie is ons bron, of wat is my bron, van waar af leef ek my lewe? En dis die amazing prentjie, ek dink iets wat ons vandag verstaan, wat miskien in die Ou Testament die ouens nie verstaan het nie, want die Heilige Gees was nog nie uitgestort nie, die Heilige Gees is nou uitgestort, en die Heilige Gees woon binne in jou, en hy is jou bron. Nou, ons gaan gou terug na Sagaria toe, daai selfde gedeelte waar hierdie woord kom, en hoor dit van die bron. So dis die visioen, en hy het vir my gesê, wat sien jy? En toe antwoord ek sien daar 'n kandelaar, heeltemal van goud, en sy oliekan bo oor hom, en sy 7 lampe op hom, telkens 7 aanvoerpype loop na die lampe wat bo hom is, en ook 2 olyfbome wat langsom aan die regterkant van die oliekan en een aan die linkerkant daarvan is. So hy sien hierdie prentjie, nê? Hy sien 'n prentjie van lampe, en jy hoef nie probeer uitfigure hoeveel lampe dit nie, maar sien 'n prentjie van 'n lamp, en hierdie lamp brand deur olie, en hierdie olie is gekoppel aan 'n kan, en hierdie kan moet jy die hele tyd vol maak, om seker te maak as genoeg olie in die kan, sodat die lamp kan brand, maar hierdie kanne is gekoppel met pype aan bome, olyfbome, nou dit is net 'n visioen, so moet dit nou nie gaan, al die ingenieurs moet nou nie probeer uitfigure nie, dis dood eenvoudig, dis gekoppel aan 'n boom, en hierdie olie loop uit die boom uit, in die kan in, maak die kan vol, en die lampe brand. Dis wat hy sien dit, 'n prentjie. En nou wonder hy, maar wat beteken dit? En dit is eintlik eenvoudig.
Hy sien konstante toevoer wat nie van mense se vermoë afhang nie. En dit vorm 'n bonatuurlike krag dat daai lamp aanhou brand. Hy sien dit. Hy sien hierdie lig gaan aanhou brand vir ewig. En dit is nie omdat mense hoef die hele tyd die kannetjie te gaan volmaak en te gaan worry en te gaan check waar sy full of empty nie. Hy bly vol want dis 'n bonatuurlike krag wat invloei uit hierdie bome uit die olyfolie in hierdie olie maak dat hierdie lampe bly brand. Dis wat hy sien, dis die visioen. En dis wat die Here van probeer sê, nie deur mag of krag nie, maar deur my gees. Met ander woorde, die bron van jou lewe, van hoe jy moet leef, is die invloei van God se gees permanent in jou lewe. Dis nie wat jy kan produseer nie. Ek sê, jy produseer nie die krag nie. Jy moet net verbind bly aan die bron. Sien, dis bonatuurlik. Here, my vermoë, maar as ek verbind bly aan die bron, is daar 'n permanente, konstante invloei van God se gees in my lewe in. En dit bring jy by die derde punt. Want toe jy dit hoor jy sommer ons gaan na die gedeelte toe sê, maar ons moet in hom bly. En in hom bly is jou keuse. Dis 'n keuse, jy kies. Dis waar jy die besluit maak om vir God of teen God. Dis hier waar die spanning kom tussen hoe God jou sien en jou eie ability. Jy kies en sê, Here, gaan ek kies vir die konstante invloei om in U te bly, sodat ek kan leef vanuit nie my krag nie, maar deur die Gees, of gaan ek kies om afgesny te word van dit en eenkant te staan om my eie te probeer leef. En ouens, dis waar baie mense kom. Ons kom op daai punt waar jy voel en miskien het jy dit al gesê en jy het nie besef presies wat jy sê nie. Miskien het jy al gesê, maar Here, waar is U? Wanneer gaan U vir my deurkom? Wanneer gaan U hoor? Wanneer gaan U die dinge begin omkeer in my lewe? En hoe meer jy dit sê, hoe meer sny jy jou af van die bron en probeer jy later sê, maar God is nie meer vir my nie. God is ver. Hy voorsien nie vir my nie. Dis maar me and myself and I en my eie vermoë, my eie abilities, moet ek hierdie ding maak werk en op dit gaan ek nou my eie fokus. En dan het ek gekies om nie meer in hom te bly nie. En dan het ek daai vloei van die Gees eintlik kom demp in my lewe en beleef ek iets. Nou Johannes 15 vers 5 sê dit. Hy sê, Jesus sê dit so mooi, die voorbeeld wat hierby aansluit, daai gedeelte in Sagaria, hier's 'n baie mooi voorbeeld. Ek is die wynstok en julle is die lote. Wie in my bly, die keuse, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. In jou eie vermoë, jy gaan sukkel, maar as jy in my bly, as jy kies om te sê, Here, ek wil in U bly, ek wil elke dag bewus wees van wie is in my bly. Ek skryf dat dit gebeur nie outomaties nie, dis die keuse. En is 3 dinge wat jy kan doen. Dit beteken daar's 3 goed wat jy kan doen om in hom te bly. Die eerste ene is in sy woord. Met ander woorde, om in sy woord te bly, word nie net 'n plig wat ek doen nie. Ek moet Bybel lees. Dis net 'n blokkie wat ek aftik. Ek het Bybel gelees nie. Dit is om te gaan en te sê, Here, ek kies om in U woord te bly, sodat die invloei van die wysheid van die woord in my lewe kan kom elke dag. Sien jy die prentjie? Hoe ek in hom bly is 'n keuse vir sy wysheid. Jy hoef die Bybel te lees nie. Jy kan staat maak op jou eie insig en jou eie kennis. Jy kan, ons almal kan. Jy het genoeg, jy's oud genoeg, nê, om jou eie lewe te leef en te dink wat jy wil doen. Maar as jy gaan afsny van die invloei van God se waarheid en God se wysheid, ek kan jou garandeer, jy gaan op 'n punt kom waar jy gaan voel, ek het maar min, die oliekan is leeg. Daar's maar min wat my dryf en wat my power gee. Maar as ek sê, ek gaan kies om konstant in hom te bly, is dit in sy woord. Die ander een is in gebed. Dis om konstant te bly in gebed. Jy sien, want dan begin ek, hoe meer ek met God praat en sy invloed kry, begin ek nie meer staat maak net op my insig nie, maar op God se insig. Ek kry sy waarheid in my lewe, want ek is ingeprop. En dan, dit word sigbaar in verhoudings. Dit word sigbaar in my verhouding met my eggenoot, my vrou, met jou man. Dit word daai irriterende kollega by die werk. Ek weet nie een van julle het so 'n kollega nie, maar ek het al gehoor daar is van hulle. Daai irriterende kollega.
Dis om te sê, Here, maar ek kies om in U te bly en dit U krag kom, sodat ek in verhouding kan bly met mense om my. Want in my eie vermoë, glo my Here, het ek al lankal gesê hoe dit gaan. Hierdie deur is toe as jy instap. As jy hier wil instap. Maar in hom, Here, kan ek die heerlikheid van God wees. Moenie jouself afsny en op jou eie probeer leef nie. Moenie gaan en sê, Here, ek het nie nodig om ingeënt of ingetap te bly in die wynstok, sodat die heerlikheid van God deur my kan vloei nie. Gaan doen dit. So ek wil begin afsluit jy sien die resultaat van om te leef in die Gees, deur die Gees. Die resultaat wat dit bring is rus en vrede. Ek leef 'n lewe waar ek leef vanuit 'n posisie van rus. Rus in God. Hoekom? Want ek laat toe dat sy Gees deur my werk. Nou, die teenoorgestelde, wanneer jy in jou eie krag leef, dis wat ons beleef, gebeur die volgende. Angs, vrees en twyfel. Hier's 'n huge ding wat die werk vir jou sê jy moet gaan doen. Dis 'n groot ding wat voor jou lê, 'n groot taak. En wat kom by jou op? Bietjie angs. Of bietjie twyfel in jou eie vermoë, of daar kom 'n ding op van, of totale vrees, of depressie kan jy verval, of uitbranding, en ons kan 'n klomp goed noem, wat 'n ou beleef. Hoekom? Want ek moet hierdie goed in my eie krag doen, en as ek daarin staan, en dan dink ek die oomblik, as ek daarin dink, ek weet nie om dit te doen nie, Here, ek het nie die antwoorde vir al hierdie goed nie, dis te groot vir my gedagtes vat my tot op daai punt, en dan op daai punt waar jy my vat, beleef ek die volgende angs, en ek beleef vrees. In die aande gaan lê, hoekom lê ons wakker in die aand en slaap? Ons kan nie slaap nie. Jy lê daar en rol rond. Ja, miskien het jy te laat styk geëet, dit kan ook wees. Lekker stuk rooi vleis. Maar die meeste van die kere is dit omdat ons angstig is. En hoekom is ons angstig? Want ons wil hierdie goed in ons vermoë, en is reg, die Here het jou planne gegee, maar eers moet jy kan gaan en sê, Here, ek gaan oorgee in U Gees, dat U hierdie goed uitsorteer. Jy sien, want dan vir die eerste keer beleef jy vrede en rus, jy beleef sekuriteit, in jou mind maak dit nog steeds nie sin nie, die somme maak nie sin nie, maar daar's 'n vrede wat jou verstand, sê die woord, 'n vrede wat jou verstand te bowe gaan, wat beheer vat van jou gedagtes en van jou hart, nê. So daai vrede gaan jou verstand te bowe. My sinne maak nie sin nie, nê? My somme maak nie sin nie. Ek wil sê my sinne maak nie som nie. My somme maak nie sin nie. Maar so wat? Daar's vrede, want God is saam met my, want nie deur krag of geweld nie, mag of krag nie, maar deur sy Gees. Sien, as iets anders wat ons dryf. So ek het begin daai vraag gevra, maar hoe is dit dalk miskien die frustrasie as gevolg van omdat ons besig is om dinge te doen wat die Here eintlik vir ons moet doen, as dit juist dit om te sê, Here, ek gaan nie meer in my eie vermoë nie, maar ek kies vandag, Jesus, ons werk nie vir God se krag nie. Here, ons werk uit U krag. Dis ons bron, dis ons punt. So ek wil afsluit, ek sê dit, wanneer jy in jou eie krag leef, is die resultaat, die antwoord, vat jou na angstigheid. Wanneer jy in jou nuwe identiteit leef, bring dit jou by vrede. God in my, sy Gees, en God se plan word nie vervul deur wat jy kan doen nie, maar deur wat hy in jou doen, deur sy Gees. Ek wil vanoggend vir jou geleentheid gee, om dit waar jy leef, nog in jou eie vermoë, om dit vanoggend oor te gee. Jy weet, die grootste, moeilikste ding vir ons as mens, is om te surrender. Want ons dink as ons surrender, dit gaan iets van ons menswees kos, dit gaan iets van ons persoonlikheid kos, dit gaan iets van die sterke mens wie ek is, gaan ek nou moet vulnerable raak en erken en sê, okay ouens, ek maybe is nie so sterk soos ek gedink het ek is nie. Dis hoekom ons baie keer bang is to surrender, om oor te gee. Maar ek dink,
dit maak dit makliker as jy besef aan wie jy oorgee. As jy oorgee aan die Heilige Gees, hy is anyway soveel groter as wat jy is. Dan is dit maklik om te sê, Here, nie deur my mag en krag nie, Here, maar ek gee oor vanoggend aan u Gees. Ek gaan u net vertrou vir die uitkoms van hierdie situasie. Kom ons staan op, maak jou oë vir my toe. Wat is dit wat jy vanoggend voel, ek moet in hierdie area van my lewe, moet ek dit oorgee aan die Here, aan die Gees van die Here, vir leiding. Dit wat vir jou angs bring op hierdie oomblik, of onsekerheid bring, of 'n frustrasie bring, vat dit vanoggend en sê, Here, ek kies vanoggend, dat die Gees bonatuurlik deur my vloei, aanhoudend vloei. Ek kies vanmôre om te sê, ek is ingeënt in die wynstok, Jesus Christus, sodat die sap van sy heerlikheid in my lewe vloei, en soos dit invloei in my lewe nou, ervaar ek vrede, sekuriteit, ek ervaar die rus van die Here, wat net oorneem in my lewe, want ek is besig om oor te gee aan die Gees. Praat self in jou eie taal, op jou eie manier, in jou eie woorde met die Here hieroor. Kom ons doen dit. Vir 'n oomblik, kom ons bid net. Dankie Here dat U op die oomblik besig is om mense se lewens te verander. Here, dankie dat U die een is wat hoop kom inskryf. Dankie Here dat ons in geloof die onsienlike kan sien. Dankie Here dat daardie situasie wat vir my nou nog bietjie is net te groot lyk en vir my angs bring as ek daaraan dink. Here Jesus, dat ek vanmôre net iets anders ervaar. Ek ervaar, it's gonna be okay. Die Here wil vir jou kom sê, dit gaan reg uitwerk. Vertrou my net. Dankie Jesus. Kom ons worship. Groter as die berge, sterker as die see, lei my deur valleie, ken steeds my elke tree, helder soos die sterre, hemelruim die naam, skrywer van my storie, die woord waarop ek staan. Die woord waarop ek staan. Van my lewe, U hou my in U hand, lei my in genade, koning van my hart. U is die koning van my hart. Oorweldig, U liefde vir my, volmaak. Eerlijkheid
U's altyd by my. Ek voel U asem in my. Ek weet U's altyd by my. Ek voel U asem in my. Ek weet U's altyd by my. En ek voel U asem in my. Ek weet U's altyd by my. En ek voel U asem in my. En ek weet dat ek weet dat ek weet U is lief vir my. En ek weet dat ek weet dat ek weet U is hier by my. Wow. En ek weet dat ek weet dat ek weet U is lief vir my. En ek weet dat ek weet dat ek weet U is hier by my. Oorweldig, U liefde vir my, volmaak in U heerlikheid. En oorvloed, U drome vir my, U liefde vir my, U En ek weet dat ek weet dat ek weet U is lief vir my.